Ali Baba en die 40 rowers. Daar was eenmaal 'n arm houtkapper met die naam Ali Baba. Elke dag het hy teen die hange van die heuwels opgeklim om hout te kap. Sy donkies het die hout na die dorp toe gedra waar Ali Baba dit verkoop het. Op 'n dag is Ali Baba besig om hout op sy donkies te laai, toe hy perde in die pad hoor galop. Ali Baba is bang. Dit kan 'n bende rowers wees. Ali Baba steek gou sy donkies in die bosse weg. Toe kruip hy self in 'n boom weg. Die perderuiters hou voor die groot rotse naby Ali Baba se boom stil. Die leier roep uit: "Sesam, gaan oop!" En skielik swaai een van die rotse soos 'n deur oop. Dit is die ingang van 'n grot. Ali Baba tel die ruiters terwyl hulle inry. 40 ruiters ry agter die leier. Eindelik kom die ruiters weer by die grot uit en ry weg. Die deur swaai agter hulle toe. Ali Baba klim by die boom af en stap na die deur van die grot toe. Toe probeer hy ook die towerwoorde. "Sesam, gaan oop!" roep hy uit. En die deur swaai oop. Die grot is vol skatte wat die rowers gesteel het. Daar is rolle fyn sy, kruike vol juwele en sakke vol goud. Ali Baba is baie arm. Omdat hy weet dat die skatte deur die rowers gesteel is, besluit hy om daarvan huis toe te neem. Hy sleep 'n sak vol skatte by die grot uit en die deur swaai weer toe. Die sak is baie swaar. Hy moet dit na die plek toe sleep waar die donkies weggesteek is. Toe hy by die donkies kom, pak hy die skatte en die saalsakke op hulle rug. Toe maak hy die sakke met vuurmaakhout toe en gaan huis toe. Dit is al laat in die nag toe Ali Baba by sy huis aankom. "Waar was jy?" vra sy huishoudster. "Sst," sê Ali Baba. "Kom gou saam met my na die binnehof toe, sodat ons die donkies kan aflaai. Ek wil jou iets wys." Toe die huishoudster die goud en die juwele sien, is sy verstom. "Ons moet die skat wegsteek," sê sy, "anders sal iemand dit steel." "Jy is heeltemal reg," sê Ali Baba. Hulle grawe toe 'n gat in die vloer en begrawe die skat versigtig daarin. Die volgende dag ry die rowers terug na die grot toe. Weer roep die leier uit: "Sesam, gaan oop!" En weer swaai die grot se deur oop. Binne in die grot vind hulle gebreekte kruike en vreemde voetspore. "Iemand het ons beroof," skree die leier. "Kom, ons moet hom in die hande kry." Hulle volg die voetspore na die plek waar Ali Baba sy hout gekap het. "Die persoon wat ons beroof het, is 'n houtkapper," sê die leier. "Daar is sy byl." Toe hy terugkom in die dorp, soek die leier oral na 'n houtkapper. Maar hy kan nie vir Ali Baba kry nie. Elke keer wat Ali Baba en sy huishoudster 'n deel van die skat wil hê, moet hulle dit uit die vloer opgrawe. "Wat ons nodig het," sê Ali Baba, "is 'n kus met 'n vals bodem. Dan kan ons maklik die skat daar uithaal." "Ek sal met 'n skrynwerker gaan praat," sê die huishoudster. Daardie aand gaan sy na 'n skrynwerker se huis toe. Sy vertel vir hom wat hulle nodig het en sê dat dit 'n geheim is. Die skrynwerker sê dat hy die werk kan doen. Die huishoudster blinddoek hom sodat hy nie weet waarheen hy gaan nie. Toe lei sy hom na Ali Baba se huis toe. Die skrynwerker werk vinnig. Voordat die nag verby is, het hy 'n deftige kus met 'n vals bodem gemaak. Ali Baba en sy huishoudster is baie in hulle skik daarmee. Nadat hulle die skrynwerker betaal het, blinddoek die huishoudster hom weer en lei hom terug na sy huis toe. Eendag besoek die leier van die rowerbende toevallig dieselfde skrynwerker.
Jy werk vinnig, sê die leier. 'n Paar nagte gelede het ek nog vinniger gewerk, sê die skrynwerker. Binne 'n paar uur het ek 'n kus met 'n vals bodem gebou, sodat 'n geheime skat daarin weggesteek kan word. As jy my na die plek toe neem, waar jy daardie kus gebou het, sê die leier, sal ek jou 'n groot som geld betaal. Ek was geblinddoek toe ek daarin geneem is, maar as jy my ook blinddoek, sal ek miskien die huis weer kan kry. Daardie nag blinddoek die leier van die rowers die skrynwerker. Hy vind souwaar weer sy spore na Ali Baba se huis toe. Die leier betaal die skrynwerker en merk die deur van die huis met 'n kruis. Die kruis sal hom help om weer die huis te vind. Die volgende oggend sien die huishoudster die kruis op die deur. Sy is bang dat die kruis gevaar beteken, en sy teken toe 'n kruis op elke deur in die straat. Toe die rowers terugkeer om Ali Baba se huis te vind, weet hulle nie watter een dit is nie, en die leier is baie kwaad. Daardie nag betaal die leier van die rowers weer die skrynwerker om hom na Ali Baba se huis toe te lei. Maar hierdie keer merk hy nie die deur nie. Hy tel eerder die aantal huise tot by die einde van die straat. Die volgende dag kom die leier met 20 donkies terug na Ali Baba se huis toe. Elke donkie dra 2 groot oliekruike. Ek en my donkies het ver gereis, sê die leier vir Ali Baba. Kan ons asseblief in die binnehof oornag? Jy kan die donkies maar in die binnehof los, sê Ali Baba. Maar jy moet 'n gas in my huis wees. Die leier van die 40 rowers bedank Ali Baba en lei sy donkies in die binnehof in. Hy haal die oliekruike af en pak hulle in 'n ry teen die muur. Toe dit donker is, probeer die huishouster om 'n lamp op te steek. Maar daar is niks meer olie in haar lamp nie. Sy gaan na die binnehof toe om olie uit een van die kruike te haal. Is dit tyd om uit te klim? Fluister 'n stem van binne die kruik. Skielik besef die huishoudster dat daar 'n rower in elk van die 40 kruike wegkruip. In 'n diep stem antwoord sy, nee, nog nie. Toe hardloop sy om vir Ali Baba te vertel wat aan die gang is. Ali Baba hardloop gou om die sultan se soldate te gaan haal. Die huishouster neem die leier na sy kamer toe en sê goeienag. Die leier maak die venster oop en as teken vir die rowers gooi hy klippies op die oliekruike. Toe klim hy by die venster uit, af na die binnehof toe. Klim stilletjies uit, sê hy vir die 40 rowers. Skielik bars die deur oop. Ali Baba lei die soldate tot by die binnehof. Die rowers val plat en breek die oliekruike in hulle haas om weg te kom. Maar die leier en sy 40 rowers is almal gevang en weggelei tronk toe. En die donkies is na die sultan se stalle toe geneem. Die volgende dag het Ali Baba en sy huishoudster hard gewerk om die binnehof skoon te kry. Hulle het vir die sultan se soldate van die skat in die grot en ook van die goud en juwele in hulle huis vertel. Omdat hulle gehelp het om die rowers te vang, kon Ali Baba en sy huishoudster 'n deel van die skat hou. Hulle het spaarsamig met hulle goud te werk gegaan. En hulle was nooit weer arm nie. Fluit, fluit, my storie is uit.